Die Joodse feeste of die nagmaal, deel 4. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die mens, siel, gees en liggaam, graf, doodryk, hel of hemel. Dis die titel van die boek. Is 'n A5 boek, so 500 bladsye dik. 13 jaar van my lewe in daai boek. So, dis om iemand te help wat mense het wat reeds gesterf het of wat besig is om te sterwe, en ook die familie wat agterbly. Ek hanteer 'n magdom inligting in daai spesifieke boek. So ek wil dit aanbeveel. Sou jy belangstel, kan jy ons kontak by ons WhatsApp, by my WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za, soos jy hierbo kan sien, né? Wil jy moet mooi luister. Ons vereensellig ons nie met die volgende instansie of groepe nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, ons nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep wat wêreldwyd funksioneer. Ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam versie wat in 1860 deur ene Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal was, volgens hierdie antieke Hebreëse Bybel. Ek wil net sê, dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jou hande kan oplê. Volgens hierdie Bybel is die naam Here Jesus in werklikheid Jaffa, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, wil ek vir u vra, gaan na deel 1. Iets reeds 'n magdom inligting gemis, asseblief. Jy sal vind tydens die studie waarmee ons besig is, wanneer ek praat van Jaffa, dan sal ek sê Jesus Christus terwille van die mense wat nie bekend is met nie. As ek sal sê Jaffa, die Here, of die Heilige, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Ek wys dit so in hakies. En die Jafiste, jy moet my verdra asseblief. Ons is besig met siele. En die woord sê, hy wat 'n siel wen is wys, né? So kom ons gee die mense ook 'n geleentheid. Onthou een ding, ons was ook daar gewees waar hulle is. Ons gaan verder waar ons verlede week opgehou het. Die messiaanse kerke. Ons gaan 'n bietjie kyk wat glo verskillende kerke. En dit is belangrik om dit te weet, want dis die tyd waarin ons lewe, waar hierdie kerke invloed het in die lewens van mense, spesifiek deur die internet. Wat glo meeste messiaanse mense vandag? 2026. Hulle glo dat daar 'n redding in die hulle glo dat daar in 2026 redding vir die mense is wie gedeeltelik in die Ou Testamentiese wette en ook in die Nuwe Testament met sy 2 koninklike genade bloedwette glo en leef. So hulle sê, ek kan my een voet in die Ou Testament hê, en my ander voet in die Nuwe Testament hê, en dit maak by Vader Jaffa geen verskil nie. Wanneer dit my pas, lewe ek volgens die Ou Testament, wanneer dit my pas, dan gryp ek die Nuwe Testament. Romeine 8 sê, as ek nog in die Ou Testament leef, hy sê dat ek van die genade van Jaffa verval, want waaruit bestaan die Nuwe Testament? Uit die genade, die agape liefde, die bonatuurlike liefde. So as ek nog steeds vandag in 2026 in die 613 wette van Moses wil lewe, dan ek van die genade van Jaffa verval, sê Romeine 8, dan lewe ek nog in my sonde. Hy sê so. Hoekom? Want as ek in die Ou Testamentiese wette wil lewe, dan verwerp ek in werklikheid die genade bloed van Jaffa, sy lyde en alles wat hy vir ons kom gee het. Meeste messiaanse mense glo in die onderhouding van die Ou Testamentiese feeste. Hulle hou vernaamlik van die feeste. Hulle wil protestants wees. Hulle wil die 7 feeste hou van die Jode of die Hebreërs. Onder andere die Sabbate, gedeeltelik van die 613 wette
van Moses, terwyl hulle ook in die genadebloed van Jahshua, dis Jesus Christus, wil funksioneer. En dit vorm 'n groot gedeelte van hulle belydenis en leefwyse. So dit is wat Messiaanse mense doen. Natuurlik die Hebrew roots mense meer dan die Messiaanse mense meer. Want die Hebrew roots mense glo, hulle is Suid-Afrikaanse Jode. Hulle is Jode. Ja, is nie so 'n ding soos 'n Suid-Afrikaanse Jood nie, of 'n geestelike Jood nie. Jahshua het ons vrygemaak. Hy sê die teken van 'n Jood of 'n Hebreër is wat? Waaraan herken u 'n Hebreër of 'n Jood? Aan die vleeslike besnydenis. En Jahwe kom en hy sê hy het nie meer behaag in die Nuwe Testament daarin laat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons gees, ons sielsdimensie, van daar af soos my sielsdimensie. Hoekom? Want Vader Jahwe en die Seun Jahshua woon nie in tempels en kerke en sinagoges en die plekke wat met hande gebou is nie. Hy sê ons liggame is die tempel van die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Dis waar hy werk en funksioneer. So Jahwe het geen behaag in 'n tempel of 'n massiewe aanbiddingsplek nie. Daarom het Jahshua vir sy disippels gesê, dis Jesus Christus, gaan van huis tot huis en breek brood. Hy het nie vir hulle breinbrood gegee nie. Gaan van huis tot huis en breek brood. So wat het ons vandag? Ons as Jahviste, ons is nie eers protestante nie. Want die protestante is maar babiekies van die katolieke. Dis maar kleintjies wat die katolieke aan geboorte gegee het. Sonder dat bese protestante dit ooit besef het. As 'n baie goeie skuif wat die Rooms-Katolieke Kerk gedoen het, toe hy op sy laagste was, is om protestantisme te skep. So protestantisme is 'n babiekie van die katolieke. En daarom baie van die goed wat die katolieke glo, verskyn ook onder protestantisme en onder die charismatiese mense, Pinkstermense, dis daar. Meeste Messiaanse mense glo en onderhou vandag in 2026 die Ou Testamentiese feeste. Hulle is so mal oor die feeste. Fees van trompette en die fees van ongesuurde brode. Hulle wil al die feeste hou. En dan wil hulle gedeeltelik by die wet lewe. Terwyl die genadebloed van Jahshua ons vrygemaak het van alles. Weet jy wat, as dit nie vir die genadebloed van Jahshua was nie, het die vrouens geen kans gehad om hemel toe te gaan nie. Soos in die Ou Testament. Want hulle kon nie besny wees nie. Die besnydenis was net vir die seentjies gewees op die 8ste dag. Aan hulle geslagsdele. Nou kom Jahshua en hy sê hy het nie behaag dat ons aan ons vlees besny word nie, maar aan ons sielsdimensie, ons gees. Daarvoor het Jahshua gekom om vir ons hierdie nuwe lewe te gee. Ek wil vir die Messiaanse mense vra, sê, en dan praat ek sommer met die Israel visie ouens ook. Hulle is verskriklik oor die besnydenis en die feeste en goed ook. Ou Japie van Sail en sy gevolg. Sê vir my, waar is julle hoëpriester? As jy die wette wil vashou, dan moet jy mos 'n hoëpriester wat vir jou bokkie offer. O nee, ons het liewe Jesus wie nou ons hoëpriester is. Dis mos hoe hulle sê. Nee, maar jy kan mos nie een voet in die Ou Testament en een voet in die Nuwe Testament nie. Jahshua sê, kies vandag wie julle wil dien. Wil julle onder die Ou Testament funksioneer, of wil julle onder die Nuwe Testament funksioneer? En weet jy wat die wonderlikheid van alles is dat die keuse is onsene. Ons het die keuse in watter een van die twee testamente wil ons lewe. Ek wil net 'n ding sê so, as daar lewe was, die woord sê, as daar lewe in die Ou Testament was, na meer as 1000 jaar, nadat Israel na 430 jaar uit Egipte land uit Jahwe vrygemaak het. Vir net meer as 1000 jaar het die 613 wette gefunksioneer, wat alles vleeslike wette was. Daar was nie een geestelike wet nie. Alles vleeslike wette. Nou as dit gewerk het, waarvoor het Vader Jahwe sy Seun, Jahshua, Jesus Christus gegee, om vir ons te kom sterwe? Om die sondelas op hom te kom neem? Waarvoor?
Waarvoor moes hy deur die marteling gaan? Terwyl ek wil sê die protestante godsdienststelsels vandag, soos die Messiaanse ouens en die Hebrew root ouens en die ouens en die Israel visie ouens, almal wil deel van Israel wees maar hulle wil ook gedeeltelik in die Nuwe Testament lewe. Jy sien, wanneer hulle pas wil hulle Israel visie ouens wees en Hebrew roots wees, en wanneer hulle pas, dan wil hulle protestant wees. Jy kan nie. Die woord sê, kies vandag wie jy wil dien. Wil jy die ou sisteem dien, die Ou Testament, of sê die woord, hy dit tot niet, Yahweh, het dit, die ou sisteem, die Ou Testament, tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan kyk wat sê Hebreërs 7 vers 18. Vader het dit tot niet gemaak deur Yahweh. Hoekom? Want daar was nie redding daarin nie. Ek het dit al voorheen gesê en ek gaan weer sê, Moses kon nie eers gered word deur die 613 wette nie. Hoekom? Want toe hy met die rots moes praat, toe sê hy so kwaad vir die Israeliete, toe slaan hy die rots, en Jaffa sê vir hom, jy gaan nie die beloofde land sien nie. Maar ek het dit al gesê, ek gaan dit weer sê, terwille van die nuwe mense. As Moses vandag in 2026 gelewe het, en hy die fout gemaak deur die rots te slaan, in plaas om met die rots te praat, kon hy net om sy hande opgesteek het en om vergifnis gevra het, dan kon hy in die beloofde land ingegaan. Hoekom? Want die genade van Yahweh in die Nuwe Testament bedek alles. Die woord sê, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Wanneer ons deur die bad van wedergeboorte gaan, nadat ons tot bekering gekom het, in die naam van Yahweh, tot vergifnis van ons sonde, hy sê, dan vat hy ons kleed van sondes, en hy werp dit in die diepste van die see, en hy dink nooit weer daaraan nie. Dis weg. Dis permanent weg. Maar nou wil die mense kom, en hulle deur middel van verskillende wettiese aspekte, wil hulle bly die ou goed opbring, die ou goed terugbring, en dis hoekom hierdie derde tempel wat gebou moet word in Jerusalem. Dis hoekom die Tempel Instituut in Jerusalem, wie miljoene der miljoene dollars skryf van oor die wêreld. Dis hoekom hulle 'n derde tempel daar wil hê, is om al dit waarvan Yahweh, of kom ek sê anders, waarvan Jaffa die Vader ontslaag geraak het, terug te bring. Wie het ontslaag geraak van die tempel in Jerusalem, 70 na Yahweh? Toe Titus, keiser Titus, ingegaan het, en na 9 maande, en die tempel afgebrand het, en die mure van Jerusalem omgestoot het. Wie dit toegelaat? Wil u vir my sê dat Vader Jahweh was nie bymagtig om Israel te ondersteun dat hulle die Romeine kon verslaan nie? Nee. Dit was als deel van Vader Jahweh se plan, om wat te doen? Om finaal die rug te breek van die 613 wette van Moses. Want Titus in Hebreërs sê dat Jahweh is nie 'n mens dat hy kan of sou lieg nie. Sal hy iets gesê het en dit nie waar maak nie. Dis wat die woord sê. En hy het gesê, in Hebreërs 7 vers 18, dat hy het die 613 wette tot niet gemaak. Waarom? Waarom? Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Nou kom protestante kerke, charismatiese kerke, Israel visie ouens en die Hebrew roots ouens, en almal wil gekoppel wees aan die Jode in Jerusalem. En almal wil nou die 613 wette laat herlewe, en die tempel, en die offerandes, en weet jy wat sal ek te sê, wat was dit gewees in Engels? It was redundant. Dit het hulle tyd gehad, dis afgeleef, dis gedaan, dis verby. Nee, daar moet baarde wees, en daar moet kippas wees, en ons moet voor die muur staan. Jahweh het gekom en het ons losgemaak van dit. Hoekom? Want hy het die vrouens en die dogters ingetrek onder die genade. Hy sê, my seun, my dogter, gee my jou hart. Hy het nie gesê, word besny nie. Hy sê, gee my jou hart. Jou hart
Nie my hart nie, my sielsdimensie. Maar as dit my hart is soos my hart, die een wat my hart het, het my hele lewe, want my hart is my pompstasie, wat die bloed laat sirkuleer. So wat doen Jahwe? Deur die genadebloed van Jahwe skep hy 'n geleentheid, ook vir die dames, die vrouens, en die jong meisies, om tot werklike bekering te kom, en ook deel te hê aan die ewige lewe. Halleluja. Waarvan hulle onder die 613 wette van Moses uitgesluit was. Julle dames behoort op en af te spring en skree, halleluja, 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 vir die genadebloed van Jahwe. Hoekom? Want Galate 3:26-29 sê, ons wie in Jahwe geonderdompel is, daar's nie Jood of het ons met Jahwe beklee, ons het die bruilofskleed aangetrek. Daar's nie meer Jood of Griek nie, vryman of slaaf nie, man en vrou nie. Maar volgens die belofte van Abraham, is ons almal een, die mans en die vrouens een, in Jahwe volgens sy genade. Prys hom. Nadat ons nou oor hierdie gedeelte bietjie gesels het, ek kan vir ure oor dit aangaan, en u lei daar en nou vandag ook in die messiaanse kerke, in Suid-Afrika, het die ouens altare, daar's 'n altaar, en daar's, weet jy wat, Jahwe het ons vrygemaak van die altare. Jahwe het homself gegee. Wat sit die ouens op die altaar? Ek wil net vra, hierdie messiaanse ouens, wat sit julle op die altaar? Is daar 'n bokkie wat julle keel afsny? Waar is die hoofpriester? As jy dan 'n altaar het, moet dan mos, die pastoor is die hoofpriester, daar is nie skrif wat dit sê nie. Ons is konings, seuns en priesters van Jahwe, deur wedergeboorte. Hoekom? In hierdie tempel, nie in 'n menslike altaar van 'n menslike gebou, waar 3000 mense sit of iets nie. Nee, hy werk in ons, hy funksioneer in en deur ons. En die woord sê, hy sê die aannemer van die persoon nie. Nadat ons hierdie gedeelte in ons studie nou deurgemaak het, kan jy self bepaal of dit dan skriftuurlik of onbybels is, en wie lieg vir wie. Ek wil tog sê, 'n baie goeie bron om te gaan kyk bietjie na die Israel Visie, die Hebrew Roots Movement, en die ouens. Gaan kyk wat doen hulle. Gaan kyk wat glo hulle, in detail. Dis alles op die internet, jy kan dit sien daarso. En almal stem oor een ding saam. Het jy geweet wat? Is dit oor die bloed van liewe Jesus? Nee, het gaan oor die geld. Julle moet maandeliks julle offers bring en op die altaar kom seën neersit, sodat God julle kan seën met julle altaar, met julle offers. Nee, die grootste offer wat gegee is die genadebloed van Jahwe. Halleluja. Prys hom, loof hom. Nou sê die protestante en charismatiese mense, ons kyk so 'n bietjie na die verskillende godsdienststelsels wat ons glo. Wat glo die protestante en die charismatiese mense? Hulle glo hoofsaaklik in die Nuwe Testament. Ja, hulle kyk na die Ou Testament, maar hulle funksioneer hoofsaaklik in die Nuwe Testament. Dit wat Jahwe of Jesus Christus geleer het. Hulle glo hoofsaaklik in die Nuwe Testament, naamlik die maagtelike geboorte van Jahwe, dis Jesus Christus, die kruisiging, die dood, die begrafnis, die opstanding, die hemelvaart, en dan is daar 'n gedeelte wat nog glo aan die wederkoms, die parousia van Jesus Christus, soos julle hom noem, Jahwe, halleluja, halleluja. Dit is nie almal wie protestant en charismaat is, wie meer in die wederkoms van Jahwe glo nie. Veel van hulle glo nie meer nie. Nou moet jy mooi luister. Daar's baie mense wat nie meer in die wederkoms glo nie. Hoe Dominee Gerry Christinger het my gesê in 2012, daai tyd was ek 'n dokter, hy het my gesê, dokter, jy moet net een ding onthou, die Bybels word uitgeleef. Hulle is nie meer relevant vir die tyd waarin ons lewe nie. En daarom moet daar elke 30 jaar 'n ander Bybel gedruk word vir die
generasie wat tot standkoming gekom het. Want hulle manier van praat en manier van dink is anderster. Maar weet jy wat ek van hom gesê het, dat die genadebloed van Jaffa, daai tyd wat ek nog nie Jaffa geken het, die genadebloed van Jesus Christus bly en is dieselfde, dit het nog nooit verander nie. Ja, maar die terminologie, en sê ek vergeet van die terminologie, bring vir my 'n kind van 10 jaar oud, dan gee ek hom die 33 Afrikaanse Bybel, en laat hy dit vir my lees, hy sê elke ding lees, die Bybel is te moeilik om te lees. Ja, met al die weglatings goed wat julle in die 83 Bybel gedoen het, ek het dit vir hom reguit gesê, die 83 Bybel, wat 9000 skriftuurlike veranderings gehad het, en 18 totale vers weglatings, kan jy dit verduidelik? Luister wat ek sê, dit is nie almal wie protestante karismate is, wie nie meer in die wederkoms van Jaffa glo nie. Veel van hulle glo nie meer nie. Die agnosme en New Age, met hulle geestelike bloedstroom, besoedel die oningeligtes en die wat minder kennis het. En daarom glo al meer en meer mense nie meer in die wederkomskreet Parosha van Jaffa nie. Hoekom? Want hierdie New Agers, die agnoste, ateïste, die inligting op die internet, wat so vrylik beskikbaar is, hulle beïnvloed die geestelike bloedstroom van onskuldige mense. Hulle sit leuns in jou sielste mense. Wat het Satan gedoen? Wat het die slang in die tuin van Eden gedoen? Terwyl Jaffa vir Adam gesê het, jy mag nie van daai boom eet van kennis van goed en kwaad nie. As jy van daai boom eet, gaan jy sekerlik sterwe. Hy het dit vir Adam gesê. Adam moes dit heel waarskynlik vir Eva gesê het, om haar weg te hou van die boom af. En toe kom die serpent, die Engelse woord is serpent, wat later die snyk geword het. Wat ons ken in die 33, die slang. Wat 'n regopwese was. Toe kom die slang en hy sê vir Eva, is dit so dat Jaffa gesê het? Kyk, hoe sê hy dit? Hy het nie vir haar gesê, jy mag nie van daai boom eet en jy gaan sekerlik sterf nie. Hy sê, is dit so dat Jaffa gesê het? As ek jou wil bekommerd hê, en ek kom en ek sê vir jou, iets werk, die man werk, buitekant, en ek sê vir jou, is dit so dat Maria, jou vrou, by die huis was gister? Ek sê net, is dit so dat sy by die huis moes wees gister? Onmiddellik saai ek twyfel, hoekom, want ek sê, is dit so, ek laat jou dink, was sy dan in die straat gewees, sy dan nie 'n kar nie, hoe wil ek insinueer sy was in die straat gewees? Verstaan wat gebeur? Wat doen die Satan? Hy saai twyfel, is dit so? En dit is al wat die agnoste en die Satan doen. Hulle saai twyfel by die mense. Is dit so dat Jesus nog op die wolke gaan verskyn? Vra hulle. Ons glo dit nie meer nie. Hoekom? Dis verouderde teologie. Meer as 2000 jaar en julle wag nog steeds. Ek het 'n verrassing vir u. As u enigiets van die eskatologie weet en jy weet waarvoor om te kyk, dan sal jy besef dat die tyd is so naby dat die finale vredesverbond gesluit kan word, sodat die wederkoms van Jaffa kan gebeur. So naby. Maar omdat die mense nie, en ek wil dit in plain Afrikaans sê, nie 'n klou oor die eskatologie het nie. Daarom preek hulle eers van die wegraping en dan die wederkoms. Nee, dis hoe die Satan werk. Hy bring die leuen voordat hy die waarheid bring. Ek sê weer, ek het dit als op 'n grafiek op my selfoon, sou u meer wil weet oor die wederkoms voor die wegraping. Baie mooi gedoen,
gedruk wat jy op jou selfoon kan hê. Stuur my net 'n WhatsApp, sê prof, stuur my die grafiek oor Daniel se 70 weke en ook die verbondsweek. Met groot graagte stuur ek dit vir u. En jy het dit op jou foon. En weet jy wat? Dis nie my teologie nie. 27 jaar, ek behoort ek geen kerk of denominasie nie. Ek gee vir u die inligtinge wat u met dit doen, is u saak. So ons lewe in die tyd van die groot leuen. So, die protestante kerke en charismatiese kerke glo in volwasse doop en nie kinderdoop nie. Baie van die drie susters kerke, wel, wees almal, glo om te doop soos die katolieke, babetjies, terwyl babetjies geen sonde het nie. Ek gaan 'n reeks maak, 'n kort reeks maak, juis oor die handboek wat ek het van die Rooms-Katolieke Kerk, waaruit hulle priesters oplei. Christ Among Us, A New Presentation of the Roman Catholic Faith. Ek het die boek waar hulle dan die kinderdoop verduidelik, hoekom 'n kind gedoop moet word. En dan gaan jy verstaan hoekom die drie susters-kerke en van die ander protestante kerke kindertjies doop. Niks te doen met sielsaligheid nie. Alles te doen om die kenners onder die mag van die Romeinse godsdienstsysteem te bring. Hulle eis daai siel. Gaan later as Vader vir ons lewe gesondheidspaar gaan ek 'n kort reeks doen oor dit. Wat glo ons as Jafiste? As ek moet glo oor wat die protestante en die charismate glo, kan ons 'n hele week besig wees. Soos wat ons geleer was van ons kinderdae af in die Pinksterkerke. Wat glo ons? Wat glo ons as Jafiste? Ons wie tot die bonatuurlike geopenbaarde naam gekom het. Want ek sê weer, ons is nie protestante of charismate nie. Verstaan dit? Ons is nie deel van die Ja-beweging of die Hebrew Roots Movement of die Sacred Name Movement nie. Hoekom? Want die Ja-beweging en die Sacred Name Movement hou die feeste, al die Joodse feeste en die Sabbate en die maane en al die goed. Presies soos wat die Hebrew Roots ouens dit doen en die ander, die Joodse mense. Die eerste 5 bladsye van die Restoration of the eerste 4 bladsye van die Restoration of the Original Sacred Name gaan alles oor die Ou Testament en hoe ons onder die Ou Testament moet leef, terwyl ons hier gaan uitvind dat die woord sê dat as ek nog steeds onder die Ou Testament funksioneer, dan het ek van die genade van Jafashua verval, dan leef ek nog in my sonde. Wat glo ons as Jafiste? Ons glo dat Jafashua die regterhand van Jaffa, die Almagtige is, volgens Jesaja 53 vers 1 tot 8. Hy het die Jafashua, dis Jesus Christus, het die regterarm of regterhand ontvang, die oomblik toe Johannes die doper onderdompelaar onderdompel het, en toe hy uit die water uit opstaan, toe daal, gaan die hemel oop, en die Ruach HaKodesh kom soos 'n duif op hom neer. Was nie 'n wit duif wat op hom, en 'n stem sê uit die hemel uit, dis my geliefde seun, in wie ek wel baie het. Jy onthou die water demonstrasies met die 2 glase wat ek al gedoen het 'n paar keer. Ons glo dat vir 30 jaar was hy nog nie Jaffa geopenbaar in die vlees nie. Want dan sou hy vir 30 jaar wonderwerke gedoen het, Jafashua, Jesus Christus. Eers na die Ruach, die regterarm. Ja, daar is 'n skrifgie wat sê dat die volheid van die Godheid is in Jafashua. Nee, dit kan nie, want sy menslike liggaam sal dus integreer as jy die hele volheid van Jaffa afbring in 'n mens. Want die Bybel sê geen oog kan hom sien en bly lewe nie. Dit het hy vir Moses gesê. So wat doen hy? Hy plaas die regterarm, die autoriteit van krag in Jafashua. Nou het die liggaam van Jafashua die volheid van dit wat die liggaam kan hanteer. Verstaan ons hoe werk daai skrif? Die kerk het ons verkeerd laat verstaan. Die kerk het ons al die jare laat verstaan dat die volheid van God is in Jesus.
Dit kan nie wees nie. Daai liggaampie van ons sou gedisintegreer het. Net so, pah, weg. Want dit is massief. Dis hy, die skepper van hemel en aarde, wat net gespreek het. En die son was daar. En die maan en die sterre, die aarde oopgemaak. Hy het alles gespreek sonder met sy hande te maak. Die mens, Adam, was die eerste in Genesis 2 vers 7, die eerste wese wat met sy hande gemaak was, waarin hy die asem van die ewige lewe geblaas het. Kry my boek, Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel. Ek bespreek al daai goed met u daarso. En ek bemark nou nie my boeke nie, ek sê vir u, kry die inligting, verskoon my. So wat gebeur? Wat gebeur? Is dat die liggaam van Jafashua sou nooit nie, geen menslike liggaam, kan die volheid van Jaffa, die skepper van hemel en aarde, vir u wie hom so ken, die Here God, absorbeer nie. Hy sal net disintegreer. Dis mos logika. Of so nie aanbid u 'n baie klein God. Ek aanbid 'n massiewe Jaffa, ons Elohim. Hy sê hy beslaan die volheid van die aarde. Genesis 1 sê die aarde was woes en leeg. En die gees van Jaffa het gesweef oor die waters. Sy gees het gesweef oor die waters. Kan jy die aarde sien? Sy roog sweef oor die waters. Kan jy dit als in een mensie indruk? Asseblief man. Glo wat jy wil glo. Maar ons glo as Jafiste, dat Jafashua was die regterhand van die Vader, wat hy kom openbaar het, sodat die Vader Jaffa in Jafashua die Seun kon manifesteer. Ons glo in die 7 bonatuurlike genade bloedpilare. 7, hoekom? Want dis die volmaakte nommer van Jaffa. Het dit geweet? Ja, alles. 7 kandelaars, 7 gemeentes, 7 engele, 7 boodskappe, 7 donderslae, 7, alles is in 7's. Dis sy nommer. Dis sy bonatuurlike nommer. So daar 7 bonatuurlike genade bloedpilare. Hoorie wat ek sê, genade bloedpilare wat nie uit die Ou Testament uitkom nie. Wat die genade bloed is juist dit wat veroorsaak het dat die 613 wette van Moses tot niet gemaak was weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hebreërs 7 vers 18. Ek wil net daai skrif moet so in jou kop vaslaan dat jy dit nooit kan vergeet nie. Gaan vra jou pastoor bietjie, hy moet vir jou Hebreërs 7 vers 18 verduidelik. Ek dink ek het nou gesê vers 8, Hebreërs 7 vers 18 sê hy moet vir jou verduidelik. Ons glo in die 7 bonatuurlike genade bloedpilare volgens die bonatuurlike geopenbaarde woord van Jaffa, ons Elohim, dis die Here God. Wat as volg bekend staan, 1. Die maagdelike geboorte van Jafashua, halleluja. Ons glo aan die maagdelike geboorte. Professor Sakkie Spanneberg en die ander agnoste en die ouens sê, dis onmoontlik, selfs van ons protestante kerke sê vandag, dis onmoontlik, het kon nie gebeur het nie. Ons glo in Jafashua se marteling, dat hy gemartel was vir ons, sy bloed gestort het, en die kruisiging, dat hy aan die kruis vasgeslaan was. 3. Ons glo aan sy sterfte aan die Romeinse houtkruis, wat 'n vloekhout is. Die kruis was nooit 'n geestelike simbool nie, nie in die tyd van Jafashua nie. Eers 327 jaar later, toe word dit die Rooms-Katolieke embleem, toe keiser Constantijn by die Council of Nations 325 tot 327 die kruis as 'n godsdienstige simbool verklaar, waarna al die Katolieke en die nonne en die ouens dit om hulle nekke gedra het. Die kruis was 'n vloek. Die Bybel sê Jafashua het geen sonde gehad nie. Hy het 'n vloek kon word deur aan die houtkruis te sterf. Ons glo aan sy begrafnis.
Ons glo aan sy opstanding uit die doodryk. Die dood kon hom nie meer gehou het nie, dis nommer 5. Ons glo in sy hemelvaart, die 7de een. Ons glo in die belofte van sy wederkoms, sy parousia, vir sy bruid aan die einde van die genade tydperk, van die 7de gemeente van Laodicense, Openbaring 3:22. Die einde van die genade tydperk. Lewe ons vandag in die genade tydperk? Ja. Ons lewe in die genade tydperk. Ek vra baie keer vir pastore en vir mense, sê vir my, hoe kom die genade tydperk tot sy einde? Ek weet nie. Dit is baie maklik. Nie die wegraping nie, die wederkoms. Die wederkoms. By die wederkoms kom Jahweh met die engele vir die bruid. Dus aan die einde van Openbaring 3:22, tydens die wegraping, die harpacho, kom hy met die bruid op wit perde. En hy sê daar in 2 Petrus, hy sê, en dit sal 'n gedruis wees, met 'n gedruis waarin die hemele sal vergaan, en die aarde sal verbrand en versmelt. Wat is dit? Dit is Armageddon. Kry my boek, is dit Armageddon. So groot A4 boek, amper 500 bladsye. Ons glo aan die wederkoms vir die bruid van Jahweh. En ons glo, ek noem dit net hierso, dat hy terug gaan kom met die bruid, Openbaring 19, vers 7 tot 11, waar ons op wit perde saam met hom kom, 'n ontelbare skare, wanneer 1/3 van Israel weggeruk gaan word. Nie die kerk wat deur die groot verdrukking gegaan het nie. Die kerk wat dit nie gemaak het by die wederkoms nie, paar van hulle se koppe gaan afgesny word. Die Bybel sê hulle siele gaan onder die altaar rus. Gaan lees Openbaring 20 vers 4. Ons glo dat Jahweh lewend in die hemel opgevaar het met 'n belofte dat hy Jahweh weer tydens sy wederkoms sy parousia gaan verskyn. Halleluja. Om sy bruid, wie uit water en die Ruach HaKodesh, dis die Gees, wedergebore is, in verheerlikte liggame in die hemel op te neem, waar ons dan vir ewig by hom en Jahweh sy Vader in die hemel sal leef. Halleluja. Ons gaan verander word. 1 Korinte 15:27-58 sê in 'n oomblik, in 'n oogwink. Die Engelse Bybel sê in a twinkle of an eye, so jou oë so knip is ons weg. Ons is weg. Jy sal net sien die klere val hier, so ons is weg. Want vlees en bloed kan nie ingaan in die hemel in nie. Wanneer hy kom vir sy bruid. Ons glo dat Jahweh die sleutels van die dood en die doodryk bekom het, volgens 1 Korinte 15 vers 57 tot 58. Ons glo dit. Hy sê by 1 Korinte 15 vers 57 tot 58. Hy het die sleutels van die dood en die doodryk bekom. Prys hom. Ons glo aan die wit troon oordeel volgens die Satan en sy gevalle demoniese engele en die antichristiese mense en die valse profete tesame met die ongoddelike mense en die 2/3 van die volk van Israel waar hy nie Jahweh tydens die groot verdrukking as die Messias aanvaar het nie en almal wie tydens die slag van Armageddon gesterf het. Halleluja. Ons as Jahwiste glo dat die aarde geheel en al tydens die slag van Armageddon versmelt en deur waters oorspoel sal word. En dit, soos in Genesis 1 vers 1 sal terugkeer, naamlik waters op waters. Ek het dit voorheen gesê, wat het gebeur in Genesis 1, wanneer Jahweh sê, Genesis 1 vers 1, en die aarde was woes en leeg, en sy gees, die Ruach, het gesweep op die waters. Hy spreek 'n woord, en hy vat die waters, onthou die waters, jy die uitspansel, hier is die waters, hier is die uitspansel, so, hier is die uitspansel, hieronder is die aarde. Wat doen hy met hierdie waters, tussen die uitspansel en die aarde? Hy eis dit op en hy sit dit in die Noordpool en die Suidpool, die aarde kan sigbaar word, en onder die aarde is die see. Verstaan ons dit? Natuurlik, is baie maklik. Nou het ons die Suidpool en die Noordpool.
Tydens die slag van Armageddon met die atomiese oorlog, Openbaring 20 vers 8, spreek Jahwe net 'n woord uit die hemel uit en vuur daal neer en hierdie waters wat opgeëis is, wat die mense so vrees, die global warming ouens, hierdie new agers, wat gebeur? Daai water versmelt en skielik hier's die aarde, hier's die koepel, ek nou sê 'n koepel, hier's die wat nou wil ek sê koepel, hier's die hemel, die eerste hemel. So wat maak hy? Hy maak dit toe. Hy bring die waters terug. Hy maak dit toe, soos wat dit was in Genesis 1. Ons glo dat nadat 'n persoon tot bekering gekom het, dat as hy of sy as volwasse in die watergraf begrawe of onderdompel moet word en die bo-natuurlike verhewe naam van Jahwe tot vergifnis van hulle sonde, volgens Handelinge 2 vers 36 tot 41, volgens Romeine 6 vers 1 tot 12, volgens Galate 3 vers 26-29. Ek noem dit net vir u. En dat 'n nuwe persoon met 'n bruilofskleed uit hierdie watergraf opstaan, volgens Galate 3 26-29. Ons glo dat hierdie wedergebore persoon volgens Johannes 3 vers 1 tot 11 nou in heiligmaking die res van hulle lewe die bo-natuurlike vrugte van die Ruach HaKodes elke dag in hulle lewens moet uitstal. Heiligmaking waarsonder niemand die koninkryk van Jahwe sal sien nie. Die kerke vandag preek nie meer oor heiligmaking. 'n baie klein persentasie van hulle. Hulle preek nie meer oor heiligmaking, hulle preek nie oor standaard van heiligmaking nie. Jy moet net 'n goeie mens word en jou tiendes betaal. Ons glo ook in die twee bo-natuurlike Nuwe Testamentiese wette van Jahwe. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een. Jy moet hom dien met jou siel, jou gees, jou verstand. En jy moet jou naaste lief hê, jou broer lief hê soos jouself, want jou broer is. Jy moet hom lief hê soos jouself. So ek moet my broer en my suster ondersteun. Ons glo dat ons as Jahwiste deel is van die universele bruid van Jahwe, wie elke dag poog om nougeset in die Ruach HaKodes te wandel. Dit is so belangrik dat ons deur die Ruach HaKodes geleer en gelei moet word. In hierdie heiligsmakingsproses waarin ek en u lewe as Jahwiste, moet ons elke dag aflê. Want die woord sê, wees heilig, want ek is heilig, sê Jahwe. En ons het gehoor vroeër vanaand, dat hy sê dat by 1 Korinte 15, hy sê daar gaan 'n oomblik wees wanneer vers 27 tot 58 wanneer ons gaan getransformeer word uit 'n verganklike in 'n verheerlikte liggaam, uit 'n vleeslike in 'n geestelike liggaam, hom Jahwe ons bruidegom tegemoet in die lig. En dit is nie by die wegraping nie. By die wegraping kom Jahwe met engele vir die bruid. Ek vind nie 'n plek waar hy kom vir 'n kerk agterna nie. Wanneer hy in Openbaring 19 vers 7 tot 11 gaan verskyn, dan verskyn hy vir die 1/3 van Israel. Want die Bybel sê hy sit sy voet op die Olyfberg. Wat het die Olyfberg te doen met enige protestante kerk? Sê vir my dit. Sê vir my, wat het enige protestante kerk met die Olyfberg te doen? Wie is die ontelbare skare wat saam met hom kom? Op wit perde, Openbaring 19 vers 7 tot 11. Sê vir my, dis die bruid, want ons is koningsseuns en priesters, en net 'n koning ry 'n wit perd. Dit is 'n metafoor, dit is 'n beeldspraak. Jahwe kom op 'n wit perd, met die swaard, om te kom oorlog voer teen die antichristiese mense. Nee, dis nie wat hy sê nie. 2000 jaar gelede aan die kruishout van Golgotha het hy klaar die oorlog gewen. Hy het klaar die stryd oorkom. Die feit dat hy gesterf en opgestaan het uit die doodryk in die hemel opgevaar het met die belofte dat hy weer kom om ons te kom haal, die wederkoms of die parousia, is vir my genoeg om in heiligmaking te lewe elke dag.
van my lewe en vir u. So wat het hy gemaak? Hy gaan ons kom haal. En wanneer hy in Openbaring 19 vers 7 tot 11 verskyn, dan is dit nie vir die kerk wat agtergebly het, soos wat hierdie spookpredikers dit probeer verkondig nie. Daar is nie 'n skrif wat dit sê nie. Inteendeel sê die Openbaring 13 vers 16 tot 18, niemand sal koop of verkoop sonder die merk op hulle regterhand en voorkom nadat die wederkoms plaasgevind het nie. Wanneer hy kom, dan kom hy vir 1/3 van Israel. 2/3 van Israel sterf in die groot verdrukking. Ons glo dat ons as Jahwiste deel is van 'n universele bruid, van Jahweh, wie elke dag poog om nougesed in die Ruach HaKodesh, dis die Heilige Gees, te wandel en te leef. Met al die eskatologiese, nagevorse, Bybelse inligting, luister wat ek sê, nie Prof Hannes se kop idees nie. Met al hierdie eskatologiese, nagevorste, Bybelse inligting, is ons nou gereed om te ervaar wat die Bybel self oor al hierdie inligting te sê het. Ons het soveel inligting bekom vanaand. Het gaan dalk nodig wees dat jy weer na hierdie video moet luister en die notas maak. Moenie volgende week mis nie. As Jaffa Lewe en Sondagspaar sy wil daarby is, maak seker, jy bring 1 of 2 seatbelts saam, want daar is verrassings aan 'n week. Tot volgende keer as Jaffa Lewe en Sondagspaar. Maranatha. Jahweh kom weer. Halleluja.